dan nou 6 uur in Diereland en hier volg Haasdas se nuuskas. Die hele bulletin word vanaand aan die stoeiwedstryd tussen Droster en Noster en die gemaskerde wonder gewy. Ons wys u daarop dat nie die hele stoeiwedstryd vertoon sal word nie en dat daar vanaand ook geen weervoorspelling sal wees nie. Skilly Skilpad sê, as die diere gewoon daaraan raak om al die sportwedstryde op televisie te sien, sal geen dier meer na Leeupark gaan nie, maar tuis bly. Ek, Haasdas, stem natuurlik nie daarmee saam nie. Voor ek u dus 'n geredigeerde weergawe van die stoeiwedstryd wys, stel ek eers die twee stoeiers aan u bekend. Die gemaskerde wonder, die geheime wonder van Diereland. As hy verloor, sal hy ontmasker word. En Droster en Noster, die woeste bittereinder van die oerwoud. Ons skakel nou oor na Leeupark vir 'n geredigeerde weergawe van die stoeiwedstryd. Welkom op Leeupark by 'n opgewonde skare. Die gemaskerde wonder storm vorentoe en hier kom 'n vol struiskop en tref Droster en Noster voor die bots. Droster verloor sy bril. Hy kan nie sien nie. Daar spring die wonder op hom en keer hom op sy rug. Die skeieregter tel 1, 2, 3. Dis 'n val aan die gemaskerde wonder. Amper sy die kruit, die tweede ronde. Droster met brul storm op die wonder af. Die dier lyk nou moeilik en slaan hy met voorpoot houe teen die wonder se gesig. Die skare raak mal. Die wonder lê plat op die grond. Droster probeer sy masker aftrek. 1, 2, 3. 'n val aan Droster en Noster. Die sterkgreep sien waaroor die gemaskerde wonder beskik. Amper sy die kruit, die derde ronde. Nou is die wonder boos. Hy storm vorentoe en kry vir Droster en Noster in 'n armslot beet. Maar Droster sak op sy knieë en ruk hom los. Die gemaskerde wonder swaai sy stert. Hier kom hy! Skielik skiet die wonder se stert uit en sirkel om Droster se lyf en dol om in die ronde. Half bedwelmd val Droster op die grond. Soos 'n vingerstok ramp die wonder sy stert om Droster se onderlyf, ruk met 'n kragbeweging op en druk Droster se bolyf op die grond. Dit is die greep waarvoor ons so lank gewag het. Kan die renoster die pyn weerstaan? Daar gooi Buksblou Wildebeest die handdoek in die kruit. Hy het ingegee. Die gemaskerde wonder wen dan hierdie wedstryd teen Droster en Noster. Was het sopas gesien? Hoe krak? Ek bedoel die gemaskerde wonder hierdie stoeigeveg met die sterkgreep gewen het. Kronkie, ek bedoel... Ons skakel terug vanaf Leeupark na die nuusateljee. U het gekyk na 'n geredigeerde weergawe van die stoeigeveg tussen die gemaskerde wonder en Droster en Noster. Die gemaskerde wonder het met sy sterkgreep vir Droster die handdoek in die kruit laat gooi. En nou ons advertensie. Klein Bakkies Bobbejaan is 'n regte klein onnut. Hoor wat sê sy mamma, mevrou Bettina Bobbejaan. My klein bakkie speel so graag saam met sy maatjies in die rivier. Soos kleintjies maar is stakel hulle mekaar met die modder. Maar daar is geen veiligheid wat ter spyseep nie wegpas nie. Ja, nou kan jy verstaan waarom Turks vyseep die enigste seep is wat ek gebruik en ook persoonlik aanbeveel. Turks vyseep was silverspoor.
Chris van Groot Oom Flap hoor, kan u kleintjie die mooiste stories hoor. En dit is dan die einde van Haas Das se nuuskas. Totsiens. Haast dit er de neus. Wat het toch jong. Als dat gaat vertel. Koekeroekoe, dingelongding. Laat die wereld terug. Koekeroekoe, dingelongdong. Koekeroekoekoe, dingelongdong. Als ik al koekoek zag. Dit is dan nou 6 uur in Diereland en hier volg Haas Das se nuuskas. Sekretaris Voël het bekend gemaak dat koning Leeu gesê het dat hy baie gelukkig voel oor alles wat in Diereland aangaan. Eers was daar die skounes kompetisie. En koning Leeu sê hy was baie beïndruk met die pragtige neste van die voëls. En nou is daar weer die gesondheidsweek wat Bella Bokoei gereël het. Bella Bokoei sê sy is baie tevrede. Die gesondheidsweek was nou waarlik 'n sukses. Sy sê baie wyfies en ooie sê nadat sy op televisie oor moedersmelk gepraat het, het hulle besluit om hulle kleintjies moedersmelk te gee. Bella Bokoei sê, dis nie net baie gesond nie, maar ook baie goedkoop. Ook gee grootoom Flapoor nie meer soet suikerriet vir die kleintjies by die Chris nie, want is nie goed vir die kleintjies se tande nie. En elke oggend, sê Bella Bokoei, gaan sy en die wyfieklub 'n draf. Oefening is baie goed vir die gesondheid. Moeder Raaf sê sy is ook baie gelukkig oor die mooi dinge in Diereland. Gesonde kos en oefening hou die liggaam gesond. En iemand met 'n gesonde liggaam dink weer gesonde gedagtes. Ja, Wat bedoel jy met ja? wat wil jy hê? Ek het die laatberig gebring. Nou gee dit dan. Jy moet die laatberig lees. Ek wag dat jy moet af. Hier volg 'n berig wat ek nou net ontvang het. Mevrou Flossie Mossie was by koning Leeu. Sy sê sy kan nie kla nie. Sy wil net iets sê. Die dag toe koning Leeu en sekretaris Voël die pryse toegeken het vir die beste neste, het sy gehoor sekretaris Voël sê dat haar nes darm baie slordig is. Net 'n paar takkies buiteom met los donsveertjies binne-in. Hoe sy haar eiers daarin uitbroei en warm hou, weet hy nie, sê sekretaris Voël. Mevrou Flossie Mossie sê, sy wil net vir sekretaris Voël sê. Sy weet haar nes is nou nie so deftig soos die voëls hoër op in die bome se nie, maar sy broei nog mevrou Piet, my vrou se kleintjies ook uit. Mevrou Piet, my vrou is te lui om 'n nes te bou. Dan kom lê sy haar eiers in my nes, sê mevrou Mossie. En dan vervolg mevrou Flossie Mossie, sekretaris Voël loop ewe deftig daar langs koning Leeu met sy pen en boekie, maar het die diere al gesien hoe lyk sy nes? Dis 'n oop plat kaal nes bo op 'n stekerige doringbos. Hoe hy sy kleintjies daarin veilig hou sodat hulle nie op die dorings val nie, gaan haar verstand te bowe. Voor sekretaris Voël van haar nes praat,
moet hy eers sy eie nes regmaak. En nou sportnuus. Muis, kom hier. Dis volgende week se laatberig. Meneer Skilly Skilpad, voorsitter van Diereland se sportklub, sê die sportbyeenkoms wat Bella Bokooi vir die kleintjies op Leeupark gereël het, was 'n groot sukses. Moeder Raaf sê wat vir haar so mooi was dat die hele Diereland daar saam was soos een groot familie. Met die item klipgooi kon niemand kers vashou by die klein bobbejaantjies nie. Hulle neem die klip tol 3 maal in die ronde en laat los. Daardie klip trek dan soos 'n koel uit 'n geweer. Wat die wedloop betref, het klein Spiekeries gewen, met Floorsie Volstruis en Boetie Rooihartbees kort op sy hakke. Met sterktrek was klein Krokkie los voor. Groot Krokkie Krokodil sê klein Krokkie kan dit nog ver bring met daardie stert, veral waar die stertgreep met die stoeigewegtig so in die nuus was. En nou ons advertensie. Voel u moeg en afgemat? Voel u oud en daardaag en zacht? Dr. Karoos krapse winkpillen gelaai met strywervitamine. En nou skakel ons oor na Piet Muis vir die weer. Nancy, maar laat ek nou nie 'n lang storie kort maak of 'n kort storie lank maak nie. Ja, wat sê die weer? Soos jy kan sien, wolke. Die wolke kan enigiets beteken. Dit kan reën bring of dit kan net bewolkte weer bring. Blik kan die wolke opklaar en daar sal die son sigbaar wees. En nou elders. Maar nog baie koelerig tot koud, maar plek ietwat warmer. Totsiens en geniet die res van die aand se programme. Terug na Haasdas. En dit is die einde van Haasdas se nuuskas. Totsiens. Hier's nog 'n kabelgram. Dis mooi, muis. Dis van Rooinek Leeu van Diereland oor see. Baie geluk met wêreldkampioen. Die stertgreep is 'n wenner. Jolly good show. Geteken Rooinek Leeu. Dis dan nou 6 uur in Diereland en hier volg Haasdas se nuusdas. Verskoning, nuuskas. Sekretaris Voel het bekend gemaak dat koning Leeu gesê het dat hy van Skilly Skilpad, voorsitter van Diereland se sportklub, gehoor het dat die gemaskerde wonder baie kabelgramme van Diereland oor see ontvang het.
Almal wens hom geluk met die oorwinning oor Congo Kangaroo. Hulle is baie beïndruk met die stertgreep. Floris Volstruis, die gemaskerde wonder se afrigter, sê dat hy 'n televisiekaset oor see gestuur het om vir die wêreld die stoeigeveg te wys. Floris Volstruis sê voorts, teen die gemaskerde wonder se dodelike volstruiskop en moordende stertgreep is geen dierbestand nie. Daarom sal hulle geen uitnodiging om in diereland oor see te gaan stoei aanneem nie. Dit sal blote tydmors wees. Dis buitendien ook baie koud oor see en hulle bly net hier. Muis, is daar nie laatberigte nie? Ja, Meneer Skilly Skilpad het gevra dat Haas Daas, dis nou Diereland se nuusleser, 'n paar kabelgramme op televisie moet voorlees. Die volgende kabelgram, ja, wat bedoel jy met ja? is daar nie 'n laatberig nie. Nee, niks nie. Die volgende kabelgram kom van Dr. Brummel von Quack. An gemaskerde Wunder, eine Prost für das Stertgreifen. Du bist wunderbar, Dr. Brummel von Quack. Dit beteken baie geluk met die stertgreep. U is wonderlik. Dan ook 'n kabelgram van Klompies den Uil. Aan de Heer die gemaskerde wonder. Dat staartgreep was reuze. Hartelijk gefeliciteerd. Dag! Dan van monsieur Kok Haan. Hy stuur die volgende kabelgram. Monsieur Le Masque. Dit beteken aan meneer Masker. Le stertgreep est fantastique. Félicitations. Monsieur Kok Haan. Ook vir diegene wat nie Frans ken nie, dit beteken die stertgreep is fantasties. Baie geluk. En nou nog verdere sportnuus. Muis, gaan maak reg vir die weerberig. Af, skoort. Waar was ek nou weer? O, ja. En nou nog verdere sportnuus. Op spesiale versoek van Diereland se kykers word die stertgreep weer op televisie vertoon. Ons is al ver in die derde ronde en die wonder is in die moeilikheid. Die bek het om in sy beroemde onderlyf stertgreep. Is dit die einde? Die gemaskerde wonder swaai sy stert. Hier kom hy, die stertgreep! Skielik sirkel die stert om Congo en tol hom in die ronde. Hy val bedwelmd op die grond. Soos 'n wingerdstok rank die wonder sy stert om die bek se onderlyf en ruk dit met 'n kragbeweging op en druk Congo se bolyf op die grond. Niemand is teen die greep bestand nie. 1, 2, 3, 'n val aan die gemaskerde wonder, die nuwe wêreldkampioen. En nou ons advertensie. Klein Bakkies Bobbejaan is 'n regte klein onnut. Hoor wat sê sy mamma, mevrou Bettina Bobbejaan. My klein bakkie speel so graag saam met sy maatjies in die rivier. Soos kleintjies maar is stakel hulle mekaar met die modder. Maar daar is geen veiligheid wat ter spyseep nie wegpas nie. Ja, nou kan jy verstaan waarom Turks vyseep die enigste seep is wat ek gebruik en ook persoonlik aanbeveel. Turks vyseep was silverskoon. En nou skakel ons oor na Piet Muis in die weeratelier. Natsie, hier is ek weer met my weerkaart voor die deur. Ja, wat sê die weer? Soos jy kan sien, 'n heel vrolike sonnetjie. Ja, warmer weer. Maar o, wie kyk net, die
is. Elders ook son, dis sonskyn, maar geen sonskyn gedurende die nag nie. Ek herhaal, geen sonskyn gedurende die nag nie. Geniet die res van die aand se programme. Totsiens en terug na Haasdas. En dit is die einde van Haasdas se nuuskas. Totsiens! Koekeroe, dingelongo, haast dit er de neus. Koekeroe, dingelongo, oh, wat toch jong. Koekeroekoe, dingelongo, Haast dat gaat vertel, koekeroekoe, dingelongo. laat die wereld terug. Koekeroekoe, dingelongo, Koekeroe, dingelongo, as ek aan koekoek staan. Dis dan nou 6 uur in Diereland en hier volg Haasdas se nuuskas. Af, muis, moenie so vroeg kom nie. Ek het nog nie met die nuus begin nie. Waar was ek nou weer? Koning Leeu het bekend gemaak dat al die diere tog moet kom vir Dr. Karoo Skrap se gratis inspuiting teen griep. Kyk nou wat het met oupa Dassie gebeur? Grootoom Flapoor het gevra, die diere moet tog na sy kleinneef, oupa Dassie, gaan soek. Hy was verlede Woensdag laas by die kres, en hy bly nie graag weg van die kleintjies nie. Moet ek nou die laatberig bring? Ja, bring dit maar. Waar was ek nou weer? Ja. Mevrou Vink het dadelik haar hoed opgesit, haar kalbassie bloekomblaar-stroop geneem en na oupa Dassie gaan soek. Daar in sy huis bo in die kraanse het sy oupa Dassie gekry. Hy was baie siek en het 'n hoë koors gehad en 'n swaar hoofpyn. Mevrou Vink sê sy ken griep as sy dit sien. Haar oupa Grootjie het haar dikwels van die groot griep vertel. Mevrou Vink sê sy het dadelik vir oupa Dassie 3 akkerdoppies vol bloekomblaar-stroop gegee. Sy koors het onmiddellik gebreek. Moeder Raaf sê, as die diere die jongste nuus oor oupa Dassie wil weet, moet hulle net by haar kom aanklop. Toe sy by mevrou Vink gehoor het van sy siekte, het sy dadelik gegaan om die nag by hom te waak. Sy neem nou elke dag vir hom 'n bekertjie voedsame bossiesop. Sy moet sê, hy begin nou mooi aansterk. En hier is 'n laatberig wat ek net nou ontvang het. Hier is nog 'n laatberig. Af, skoot! Eers die laatberig wat ek net nou ontvang het. Koning Leeu sê die wyfies van die wyfieklub was by hom. Vandat die kleintjies gehoor het, moeder Raaf wil grootoom Flapoor se kres sluit, huil hulle aan mekaar. Die wyfies sê hulle het geen rus meer nie. Hulle vra dat koning Leeu asseblief moet keer dat grootoom Flapoor se kres gesluit word. En hier volg nou die laatberig wat ek nou net ontvang het. Moeder Raaf sê, sy het Saterdag heeloggend vanaf 10 uur onder die marula boom gewag vir inskrywings vir haar nuwe kres. Maar net groot Stinkie muishond en klein Stinkie
het opgedag. Sy sê sy het toe besluit om maar eers nie voort te gaan met haar kres nie. Sy wil nie gevoelens seermaak nie, maar sy ly aan hooikoors sien, veral gedurende die wintermaande. En ook is een kleintjie te min vir 'n kres. En nou sportnuus. Meneer Skilly Skilpad, voorsitter sport, sê dit gaan goed met sport in Diereland, behalwe met Krokkie Krokodil se swemklub. Die rivier is nou so droog dat selfs die visse sukkel om te swem. Droster en Noster sê dit gaan baie goed met sy stoeiklub, tot klein Krokkie Krokodil het aangesluit. Droster en Noster sê meneer Skilly Skilpad wil nou nie hê dat rugbywedstryde op televisie gewys word nie. Nou wil al die kleintjies net stoei. En nou ons advertensie. Ons en ons liedjie so Soek die mooi dinge in die lewe en die lewe word mooi. Skryf in by Moeder Raaf se musieksentrum. En nou skakel ons oor na Piet Muis vir die weerberig. Nancy, vanaand het ek goeie nuus vir almal, want die vraag wat almal vra is, Piet Muis, wanneer gaan dit reën? Wat sê die weer? Soos julle kan sien, bewolk met ligte buie, en waar dit gereën het, sal dit nat wees. Krokkie Krokodil sal baie bly wees om dit te hoor. Ek sê heeltyd vir Krokkie, moenie bekommerd wees nie, die reën sal kom, jy sal sien. Muis, gaan voort met die weer. En nou elders. Elders, ook reën plek en digte mis. En waar daar mis is, sal die sig swak wees. Geniet die res van die aand se programme. Terug na Haasdas. Dit is dan die einde van Haasdas se nuuskas. Totsiens.